ek kry nie my goed nie. Ek verstaan nie. Alles is so nie mekaar. Ek kry nie my kussing of kombers nie. En ek moet gaan slaap. Hallo. Ek soek my secret stash van cookies. Het jy dit eers gevind? Is die secret stash of cookies? Nee. Wat? Okay, maar ek soek my kombers en hoorie nou. Ek verstaan nie. Dinge is die mekaar. Ek kry nie my Bybel nie. Ek het hom nou net gehad. Nou is hy iewers en ek het hom nodig en ek kan nie onthou waar ek hom gesit nie. En alles is die mekaar vandag. Ons hele routine is die mekaar vandag. Ons het nie alles goed uitgekom. Het jy al jou huiswerk gedoen? Het jy al jou werk gedoen? Was my afdag? Nee. Ja, dit is. Nee, hoekom is alles die mekaar vandag? Ons kan nie so begin nie, want ons het vandag praat oor getrouheid. Wag, wie trou? Wie trou? Trou Corneille. Nee, man. Trou Michelle? Nee, dis nie trou nie. Dit gaan die woord, luister die woord, getrouheid. Getrouheid is vandag se vrug van die gees wat ons moet doen. Nee, niemand gaan trou nie. En nou, getrouheid is dus om 'n goeie routine te hê. Soos byvoorbeeld, kom ek sê, in die oggend staan jy op en jy borsel jou tande en jy eet jou pap en jy doen jou werk se daggies en jy help ma en jy eet middagete. So dit is 'n goeie routine te hê. Jy doen jou routine elke dag, jy doen dit elke dag getrou. Dis 'n goeie ding. Maar ons goed is doen mekaar vandag, dis nie 'n goeie ding nie. Nee. Ek klink ook iets, ja. Nee, ons moet regtig gaan kyk na ons routine. Ons moet getrou wees, maar hoe dink jy kan mens dit toepas in die Bybel? Dit is 'n vers geshout. Ons kyk wat sê die vers. Wat ons verder? Dink jy so? Ek dink ek het 'n vers. Ja, weet jy dan nog waar? Is dit dan nog die kiefies? Hy's nog okay, so getrouheid is 'n kiwi fruit. Nou, geshout het 'n kiwi en dit is die voeltjies kiwi. Dis 'n kiwi en 'n kiwi. Ja, 'n kiwi en 'n kiwi. You keep me not, hè? In elk geval, so, Psalm 31 vers 24 sê Corneille, wat sê dit? Betuig julle liefde vir hom, julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan hom getrou is, maar die wat teen hom opstandig is, straf hy swaar. Ja, nou dit klink baie erg, maar hier is 'n ding wat deurkom. So betuig julle liefde vir die Here, en hy beskerm nie dat getrou is aan hom. So wat beteken dit? Hoe is ons getrou aan die Here? Lishaal, kom dat ons dink. Ons moet saam dink, julle. Hoe is ons getrou aan die Here? Dink. Think. Lees jou Bybel. Okay, so dit elke dag. Lees jou Bybel. Okay, dan alright, julle is op die regte spoor, fyn. Goed. So, kom ons begin by die begin. Ons het ons harte gegee vir die Here. Ja. So, ons is lief vir die Here. Ja. So, ons wil graag seker maak ons het 'n verhouding met die Here. Ja. So, 'n verhouding beteken ek spandeer tyd aan iemand en ek gesels met hulle en ek maak moeite met hulle. Ja. So, onthou daar's altyd 3 goeders wat ons kan help om 'n verhouding te hê met die Here en dit is lees jou Bybel. Bid elke dag. En dan kerk toe. Ja, jy kan nie kerk toe gaan nie, so luister kerk. So daai 3 goed help ons om 'n verhouding te hê met die Here. So as ons dit elke dag doen, ons doen regtig moeite daarmee, dan wys die Here ons is getrou. Getrouheid. Dankie, Lishaal. So dit is waar getrouheid vandaan kom, om elke dag die regte dinge te doen en regtig opreg te wees daaroor. So as dit kom by die dinge van die Here, gaan daai getrou wees, ek gaan die Bybel lees en ek gaan dit. Ek gaan onthou die vrug van die Gees om te probeer om reg te lewe en ek gaan probeer om kerk te gaan of luister. Ons kan nog gaan. Of kyk, want jy kyk nou. Ja, ons nou kyk. So daai dinge wys ek is getrou aan die Here. Dit is wat beteken. Dis wat beteken om getrou te wees aan die Here. Dit is getrouheid. Niemand gaan trou nie, dis getrouheid. Verstaan? So ek dink ons moet getrou wees en ek dink, hey, wie se koekieblik is daai? Is dit myne? Kom terug! Gaan nie werk nie. Ons sal julle nou eers groet dat ek die orde daar gaan handhaaf, want dit is bietjie chaos. Praat jy later. Lekker dag. Bye.